Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Nou, baie welkom by nog 'n episode van Familiewyse Welvaart. Ons gesels oor al die wysheid wat ons nodig het vir families, veral families in besigheid wat welvaart uit hulle besighede genereer. Ek het 'n nuwe gas vandag saam met my, Henny Du Plessis, baie welkom Henny. Hallo, baie dankie. Ja, so van julle luister hier nou miskien op 'n podcast, potgooi platform. Ons is op 'n verskillendes, maar dan van julle kyk ook na ons op 'n YouTube kanaal. So, my naam is Willem Lategan vir die van julle wat nog nie na van ons vorige episodes geluister het nie. Ek werk maar baie jare lank in nie net familiebesigheidsbeplanning, maar veral welvaartbestuur. Dalk 'n bietjie meer oor jouself hê nie. Ek dink nie ons gaste ken jou in hierdie konteks nie. In 'n ander podcast kanaal wat ons het, praat Henny gereeld met ons luisteraars en kykers in Engels en Reaching Good, maar hier gaan hy Afrikaans praat. Ja, dankie Willem. Ek is 'n finansiële adviseur binne in RUG adviesdienste. My agtergrond, ek kom met 'n belasting agtergrond uit en ek het werk nou al so 10 jaar binne in RUG as 'n adviseur. So ja, ek is opgewonde om hier so saam met julle te wees vandag. So dit gaan lekker wees. Ja, Henny doen ook baie familiebesigheidsbeplanning saam met ons, veral waar dit belangrik is in die oordrag van welvaart van die ouer generasie na die jonger generasie. Werk hy baie keer saam met die lede van die jonger generasie. Ja. So, ja, ek dink ek weet die goed waaroor ons vandag hier praat is goed waaroor jy passievol is. So ons praat oor 'n baie opwindende onderwerp en dit is dat ons binne ons familiebesighede ons finansiële bestuursbehoeftes moet bepaal. En ons gaan eintlik baie lekker net na 10 belangrike komponente van finansiële bestuur en beplanning binne familiebesighede kyk. So as julle reg is, gaan ons net 'n sinnetjie ter inleiding gee en dan gaan ons in 'n selfassessering ingaan. So die van julle wat dalk hierna kyk op YouTube of dalk na potgooi luister, waar jy nie bestuur nie. Jy kan solank 'n papier nader trek met 'n pen en ons gaan eintlik 'n selfassessering doen, waar jy eintlik net 'n vinnige toets aan die hand van 20 vrae wat ons vir julle gaan vra, op jouself binne jou familiebesigheid kan doen. So baie wel af families, het 'n klomp goed wat gelyk aan die gang is. En dis 'n klomp verskillende fasette van hulle lewens. Dit gaan oor hulle finansies, dit gaan oor belasting, dit gaan oor regsaake, verskillende besighede, beleggingsaktiwiteite in die besighede, maar ook in hulle beleggingsportefeuilles. En daarmee saam het jy nog al die interaksie tussen die familielede. So hier baie admin wat hier gebeur. So ek dink net om partymal boek te vat om te sien waar jy is met verskillende goed en eerlik met jouself te wees, kan jy dalk net help dat jy nie goed deur die krake val nie. Baie belangrik, ja. Goed, so ons noem hierdie maar 'n selfassessering. Daar is 'n meer uitgebreide toets met oor die 50 vrae wat mense hier kan doen. Maar ons gaan hierdie terwille van tyd net kort en kragtig in 20 vrae. So die eerste faset wat 'n familie in hulle noem dit maar bestuur na moet kyk, het met hulle organisasie en beplanning binne die organisasie te doen. So 'n belangrike ding waarna mens moet kyk is jy moet weet wat jou langtermyn doelwitte binne in die familie is. Ja. So hierdie is net die eerste een van die 20 vrae wat ons hier gaan hanteer. So wat jy hier moet doen is jy moet sê basies ja, ons weet wat ons doelwitte is en dan gee jy vir jouself 'n 2. Ek is nie heeltemal seker nie, maar ons het daarom doelwitte, maar ons is nie so duidelik daaroor nie, dan gee jy vir jouself 'n 1. En as jy voel nee, jy's maar ons het nog nooit oor doelwitte gepraat nie, ek weet nie wat ons doelwitte is nie, dan sit 'n nee en dan gee jy vir jouself 'n 0. So dit is of 'n 2, ja beslis, 'n 1, nie heeltemal seker nie, maar daar is 'n nee is dan 'n 0. So wat sê jy vir jou hiervoor gee? Ek weet wat my familie se langtermyn doelwitte is, 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Goed, wat ons volgende een hier? Ja, so die volgende een is, ons het die familiedoelwitte gekwantifiseer en het 'n goeie idee wat dit gaan kos. Ja, so dis of 'n 2, 'n 1 of 'n 0. So pa en ma wil oor 10 jaar aftree uit die besigheid uit.
Ons het tot nou toe nog nie vir hulle voorsiening gemaak nie. Hulle het R100,000 'n maand nodig. Ons gaan R20 miljoen moet wegsit in die volgende 10 jaar, miskien so R1,5 miljoen'n jaar. Dis daai tipe van goed wat 'n mens van praat. Goed. Die tweede dimensie wat ons hierna kyk of faset het met kontantvloeibestuur te doen. So 'n praktiese voorbeeld hier, gee weer vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Ek weet duidelik hoeveel kapitaal ons oor die langtermyn sal benodig om ons lewensstandaard te handhaaf en al ons doelwitte te bereik. So, as 'n vakansiehuis by die see, almal in die familie kan nie noodwendig bydra tot die onderhoud van die vakansiehuis nie. Ons moet 'n pool kapitaal rondom die vakansiehuis van R1 miljoen daar stel, dat uit daai belegging eintlik die vakansiehuis se jaarlikse instandhouding en maandelikse kostes en dienste, munisipale rekeninge en goed uitbetaal kan word. So, dit is byvoorbeeld een van daai doelwitte, maar wat se kontantvloei het 'n mens nodig om die R1 miljoen daar te kry, en wat se kontantvloei moet dan uit die R1 miljoen byvoorbeeld vloei. Goed, 'n volgende een van jou af. Ja, so die tweede een hierso is, ek weet wat ons familie se uitgawes is, en voel vol vertroue dat dit oor die langtermyn hanteerbaar is. Ja, so ook weer 'n 2, 1 of 'n 0. En hier moet mens baie keer in kontantvloei bestuur ook die effek van inflasie in gedagte hou. So iets kos dalk op die oomblik R10,000 'n maand, maar volgende jaar gaan dit dalk R11,000 wees. Goed. Die derde faset hierso het met beleggingsbestuur te doen. So gee weer vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Ek weet watter opbrengskoers uit ons beleggings benodig gaan word om te verseker dat ons familie se doelwitte oor die langtermyn gaan bereik. So hierdie R1 miljoen wat ons aan een kant gesit het vir die vakansiehuis kan nie net in kontant gaan lê nie, want ons kostes op die vakansiehuis gaan met inflasie op, so die belegging moet ten minste daarmee saam met inflasie groei. Goed. Ja, so die tweede een is hierso is, ek is vol vertroue dat ons batetoewysing gepas is op grond van ons finansiële doelwitte. So ja, weer 2, 1 of 'n 0 hierso, so as julle saamstem dat dit is dan die 2 en dan terug na die of julle onseker is 1 en dan 0 as julle glad nie saamstem. So. Nee, ek kan ook net vir ons kykers of luisteraars hier vinnig verduidelik. Wat bedoel ons met batetoewysing of bateallokasie? Ja, so in batetoewysing is daar altyd 'n ding van hoeveel risiko mens neem om sekere doelwitte eintlik na te kom. So dit is die verspreiding van tussen bateklasse, so of jy aandele of kontant is eintlik maar die twee maklikste vergelykings. So neem jy meer risiko om jou doelwitte na te kom, om hoër opbrengste na te jaag, so gaan jy dalk in aandele in, of is jy gemaklik met jou doelwitte dat jy alles in geldmark gaan los en dan agterkom dat inflasie dalk dit gaan takel eintlik maar net. So is dit gelyn met jou doelwitte eintlik maar net. Ja. En dis tipies nie die een of die ander nie. Dit gaan oor om die regte die kombinasie van dit eintlik maar net, ja. Ja, en hier's ander bateklasse nog, iets soos eiendom en effekte en dan ook allokasie tussen plaaslike en buitelandse bates. Ja, maar daai bateallokasie besluit is 'n baie belangrike besluit. Goed, risikobestuur is natuurlik baie belangrik in finansiële bestuur en familiebesighede. 'n Voorbeeld hiervan gee weer 'n 2, 1 of 'n 0. Ek is gemaklik dat ons toepaslike vlak van risiko's in ons familie se balans staat dra. En dit het baie keer met skuldvlakke te doen. So wanneer 'n familie met te swaar hefboomfinansiering gebruik en te hoë vlakke van skuld het en rentekoerse raak hoog, en dan kan hulle potensieel baie groot risiko's in die proses optel. Goed, jou voorbeeld? Ja, so die tweede een hierso is, ons is goed gediversifiseerd en nie oormatig afhanklik van 'n paar spesifieke bateklasse nie. Ja, jy mens kan dink byvoorbeeld aan eiendomsontwikkelaars, weet so al hulle welvaart is in eiendom, baie keer kommersiële eiendom opgesluit, maar nou gaan maak hulle finansiële beleggings en ons het weer in eiendom, want dis wat hulle ken en verstaan, maar nou is hulle so gekonsentreer in eiendom, dat hulle nie blootstelling byvoorbeeld aan aandele of effekte of selfs buitelandse bates het. Goed, ons kyk gou na ons handelsflitsbreek, so ons wil vir RG baie dankie sê wie hierdie vir ons moontlik maak. Luister gou hierna en dan is ons terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart.
Ja, ons is terug van ons handelsflitsbreek. Dankie aan RIG. Hier nie waar gesels ons vir mense wat ek nou laat inskakel. Ja, ons is besig om deur 'n klein toetsie te gaan wat julle kan saam deur ons werk en ons bepaal die finansiële bestuursbehoeftes in jou familiebesigheid. Ja, episode 84 al. Goed, so ons het deur 4 van hierdie fasette van 'n finansiële bestuursplan in 'n besigheid, familiebesigheid gekyk. Die 5de een hierso het met belastingbeplanning en strukturering te doen. So gee vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0. 'n 2 as jy sterk ja kan sê, 'n 1 as jy twyfel en dan 'n 0 as jy nee sê. Ek is gemaklik dat ons voordeel trek uit al die belastingdoeltreffendheid wat tot ons beskikking is en in elk van die jurisdiksies waar ons besighede of bates is of waar ons bly. So gaan dink 'n bietjie mooi as jy nie jou bydraes tot jou anniteite of belastingvrye spaarbeleggings maak, jy nog nooit daarvan gehoor nie. Dan gebruik jy baie basiese belastingbeplanningsmeganismes nie, om nie eers van komplekse goed te praat nie. Maar dis 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Goed, jou nou hier nie. Ja, die tweede een, ek verstaan hoe die gebruik van trusts of ander strukture voordelig kan wees in ons beplanning. Goed. Hier kan jy ook vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0 gee. In die 6de plek kan mens kyk na die boedelbeplanning en die opvolgbeplanning binne 'n familiebesigheid. So gee weer vir jouself 'n 2, 1 of 'n 0. Ek het 'n duidelike idee van ons boedeldoelwitte en hoeveel ons erfgename sal ontvang en wanneer. So as jy in die duister is hierso, dan gaan jy 'n 0 gee. As jy so 'n vaai idee het, gaan jy 'n 1 gee. As jy baie duidelike kommunikasie in die familie is, dan gee jy 2. Goed, joune. Ja, die tweede een, ons testamente is die afgelope 3 jaar bygewerk. Ons het volmagte of ander toepaslike dokumente. Ja, dis soos resolusies en trusteebesluite, ja. Behoorlik uitgevoer vir finansiële en gesondheidsorgdoeleindes. Ja. En julle kan gerus na van ons vorige episodes gaan luister waar ons byvoorbeeld oor verlies aan kapasiteit, ongeskiktheid en daai tipe van goed gepraat het. Goed, gee jy ook vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Goed, ons vorder goed. Die 7de faset het met verslagdoening en die bestuur van jou dokumente te doen. So hierdie is 'n bietjie admin. Ons ontvang gereelde, maklik verstaanbare, gekonsolideerde verslae oor al ons familiebates, al ons entiteite en vir alle familielede. So gaan dink net of die behoorlik gekommunikeer word binne die familie en of die dokumente verstaanbaar is en maklik toeganklik is. Weer 'n 2, 'n 1 of 'n 0. Die tweede een hierso is ons tegnologie en data bestuurstelsels is in 'n moderne formaat wat maklik deur iemand anders oorgeneem kan word indien nodig. Okay, so as die familie se nog in MS-DOS is en hulle sit op hierdie floppy drywe, is dit Nee, ek dink dit is volhoubaar meer eintlik op. Ons het al 'n bietjie aangeskuif van daai. Ons luisteraars wat nou geweet het waarvan ek hier praat, ja. Goed. Filantropie. So julle is dalk 'n familie wie graag goed doen, wie van die wêreld 'n beter plek wil maak, maar het julle duidelikheid oor julle doelwitte en wat julle wil bereik deur julle filantropiese bydraes, maar oor hoe julle dan gee. Hierso kan jy self ook vir jouself 'n 2, 'n 1 of 'n 0 gee. As jy nog nie die woord filantropie gehoor het nie en jy weet nie wat dit beteken nie, dan gaan 'n 0 die regte antwoord wees. Goed. Ja, die tweede een hierso is ons familie het 'n strategie in plek vir ons filantropie wat uiteengesit hoe ons skenkings maak. Okay. Goed, so daar's eenmal 'n jaar 'n bepaalde tyd, miskien voor belastingjaar einde, maar die familie sekere moontlik belastingaftrekbare bydraes maak na welwillendheidsorganisasies. As julle baie sterk gevestigde tradisies en gebruike het, 'n 2, as julle dit op 'n ad hoc basis elke nou en dan doen, as julle miskien voel dis tyd om goed te doen in die wêreld, maar daar's nie sterk beplanning nie, dan sit 'n 1. As julle dit glad nie doen nie, dan is dit 'n 0. Goed, in die voorlaaste plek, familiekwessies. Ons familie het gereelde oop gesonde dialoog oor geld en finansiële kwessies. Gebeur dit tydens julle familie besigheidsvergaderings, waar julle familieraad miskien bymekaar kom, julle trustee vergaderings, direksievergaderings, is familielede baie goed ingelig oor die finansies van die familiebesigheid en ook miskien wat met julle welvaart in die sin van beleggings en so gebeur. 'n 2, 1 of 'n 0. Ja, so die tweede een hierso is ook, ons het gereelde familievergaderings waar sleutelkwessies aangespreek word. So dit sluit nou 'n bietjie aan wat Willem nou gesê het.
Maar ek dink dit is ook belangrik om almal se opinies hierso te kry. Ja. En gereeld is hierso nie net eenmal 'n jaar as daar 'n krisis is of as die finansiële state bestuur moet of bespreek moet word nie. Dis tipies meer gereeld. Families wat hierdie baie gereeld doen, eenmal 'n maand. Ek sou sê ten minste kwartaalliks of halfjaarliks moet families hierso boeke vat. Goed, in die laaste plek kom ons gesels 'n bietjie oor die adviseurs in die familiebesigheid. So familiebesigheid kan een of meer adviseurs hê. Tipies as dit kompleks is, kan een adviseur nie alleen advies gee nie. Hierdie adviseur of adviseurs moet kundig wees, moet objektief wees. Met betrekking tot al die kwessies wat ons bespreek het, so al 9 fasette waar ons gepraat het, moet adviseurs of 'n span van adviseurs kundige advies kan gee. Dis belangrik dat die 1 of 2 adviseurs is wat 'n baie wye oorsig het oor wat in hierdie verskillende dimensies gebeur, wat die familie dan as 'n vertroueling regtig diep vertrou en daar's taal in die Franse kom ons sê mond wat sê dis 'n persoon de confidence. Met ander woorde dis 'n familievertroueling. Baie keer 'n professionele persoon met hoë vlakke van kundigheid, maar iemand wie baie sterk interdissiplinêr tussen dissiplines kan werk en wie die span adviseurs bymekaar kan trek en seker kan maak dat hier nie blinde kolle ontstaan nie, dat die advies nie teen mekaar werk nie, met ander woorde dat die advies behoorlik integreer. En dis waaroor holistiese beplanning eintlik gaan. So as jy nie sulke adviseurs of so adviseer in jou familiebesigheid het nie, is dit baie belangrik om so iemand te soek. Ja, so die tweede een rondom adviseurs is, ons adviseurs is proaktief en antisipeer gereeld die sleutelkwessies wat aandag in ons lewe verg. Ja, so dis adviseurs wat vir jou sê, belastingwetgewing is besig om te verander, ons moet dringend hierna kyk, nie agterna na jou toe kom en sê, o, Jessie, hier so het nou goed gebeur en ons moes hierdie eintlik al gedoen het nie en kom ons maak dit reg, maar is ongelukkige klomp boetes en rentes. Dit is nie noodwendig professionele adviseurs nie. Goed, hier's 'n ander manier om hierna te kyk en dis die Ultra High Net Worth Institute in die VSA wie 'n wiel ontwikkel het en hierdie wiel het basies 10 verskillende elemente. En baie van hierdie elemente oorvleuel dan met die 10 kwessies wat ons bespreek het. So jy kan gerus aanlyn gaan kyk. Ons kan miskien skakel net in die show notes sit, jy weet, na hierdie prentjie toe, en kan mense gerus daarna gaan kyk. Goed, so ons wil hierso vir mense 'n bietjie huiswerk gee nie, wat kan hulle doen? Ja, ek dink ons het nou deur die toetsie gewerk hierso, maar ek dink doen hierdie 20 vrae wat ons hierso eintlik deurgewerk het in jou familiebesigheid en gee dit vir die wat nie daarna geluister het nie, laat hulle ook deur dit gaan luister en laat hulle ook saam die toetsie doen, dat julle by mekaar kan kom en mekaar se toetsies eintlik hier kan met mekaar vergelyk en na kyk. So. Ja, en dan soos ons gesê het, hier's 'n wyer groter toets van meer as 50 vrae, waar ons op elkeen van hierdie 10 punte weet meer in diepte ingaan. Goed, ons gesels in ons volgende episode oor genogramme. Ek gaan nie nou al verduidelik wat dit is nie, dis 'n verduideliking op homself, maar hoe kan ons genogramme gebruik om patrone binne ons familiebesigheid te identifiseer? So, tot volgende keer, hier's 'n QR-code wat julle kan skandeer as julle op die YouTube kanaal kyk. Dit vat julle na 'n webwerf met 'n klomp inligting. Julle is ook welkom ons te e-pos en nie as jy dit vir ons net kan gee. Ja, so asseblief maak kontak met ons, soos info@rig.ac. Right, en dan uiteraard ons webwerf rig.ac. Ja. Goed, dit was lekker geweest om saam met jou te kuier hierso hier nie. Dankie dat ek kon kom, Willem. Ja. Dankie julle. Alles wat mooi bly. En as jy hiervan hou, deel dit gerus met ander en ons vertrou ook dat julle waarheid sal vind en gereeld sal terugkom en na al die interessante onderwerpe luister waaroor ons praat. Tot weersiens. Mooi bly, dankie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.